Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na verse 10 en 11 vandag. Spreuke 10 vers 10 en 11 en het lees dan so: Hy wat met sy oog knip veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek kom tot 'n val. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Net so ver ons teks vandag. Kom ons buig vir die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid wat daarin is. En Here, weer eens is ons gebed dat U vir ons sal eenheid gee rondom die woord. Eenheid sal gee rondom die waarheid. Gun dit ons in hierdie oggend hierdie krag van die Gees om die woord aan te neem, Here. En ooreenkomstig daarmee op te tree. Lei ons in dit, Here, nie vir ons eie verheerliking nie, maar ter eer en verheerliking van U heilige naam. U naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Amen. Ons het laasweek gekyk na vers 9, waar ons gesien het dat die een wat in opregtheid wandel, ook veilig wandel. Hierdie opregtheid is natuurlik nie 'n opregtheid volgens ons eie definisie nie, of 'n opregtheid wat deur ons as mense bepaal word nie. Dit is 'n opregtheid volgens God se definisie, wat deur hom bepaal word. Humanisme bevorder die idee en probeer ons indoktrineer om te dink dat opregtheid deur die mensdom bepaal word. Of dat opregtheid deur 'n gemeenskap van mense bepaal word. Maar wanneer opregtheid volgens humanisme deur die mensdom bepaal word, dan word dit ook bepaal volgens die persoon wat die hardste kan skree. Dit word bepaal deur die media en die mense wat in beheer is van die media, want hulle stem is die hardste. So wanneer die media begin verkondig en die menseregte begin te skree, dat 'n vrou byvoorbeeld reg het oor haar eie liggaam, dan word dinge soos aborsies goedgekeur, want dit is wat die mensdom besluit het opreg is, en hulle skree die hardste. Verder meer om in opregtheid te wandel volgens hierdie groepe en die media wat so geraas maak, is om byvoorbeeld homoseksuele gemeenskappe te verdra. Vir hulle is dit 'n deeg om dit te doen. Jy is opreg as jy hulle verdra, want hulle skree so hard dat dit 'n deeg is. En opregtheid volgens hulle is om mense toe te laat om 'n man te wees as iemand 'n vrou is, en jy is opreg as jy 'n vrou toelaat om 'n man te wees. Dan is jy opreg. En opregtheid vanuit 'n humanistiese oogpunt, of althans volgens dit wat deur mense bepaal word, opreg is om almal te verdra wat anders is as jy, in hulle geloofsoortuigings en meer. Ons moet net almal verdra. Maar die realiteit is, elke mens is geskape in die beeld van God. Mense wil uniek wees en uitstaan, maar die realiteit is, jy is nie uniek nie. Jy en ek is nie uniek nie. Die enigste uniekheid wat in ons wese bestaan, is of jy as 'n man geskape is in die beeld van God, en of jy as 'n vrou geskape is in die beeld van God. Dit is die enigste uniekheid wat daar bestaan. En so waar die wêreld vir jou duisende opsies wil gee van hoe uniek jy kan wees, sodat jy alselfs 'n kat kan wees met pink hare sonder geslagsdele, sê die woord vir ons dat jy of as 'n man of as 'n vrou geskape is, en dit in die beeld van God. En dit is die som totaal van jou uniekheid in jou wese. En indien jy as 'n vrou geskape is, moet jy soos 'n vrou optree, ooreenkomstig wat die woord vir ons sê hoe 'n vrou moet optree. En as jy as 'n man geskape is, dan moet jy optree ooreenkomstig hoe die Here sê jy as 'n man moet optree, en dit is dit. Dis die som totaal van jou uniekheid en my uniekheid.
Is ek 'n man? Ja, tree soos 'n man op. Is jy 'n vrou? Ja, dalk, tree soos 'n vrou op. Dis al wat daar van jou verwag word, dis die som totaal van jou uniekheid. En so word ons krag as gelowiges gevind, nie in hoe uniek ons kan wees nie, maar in presies die teenoorgestelde. Naamlik, hoe ons almal presies dieselfde kan wees. Want as al die mans soos goddelike mans lyk, en al die vrouens soos goddelike vrouens kan lyk, sonder om uniek te probeer wees, en soos die woord dit vir ons definieer, wel dan gaan ons, volgens die woord, die sterkste wees. Psalm 133 vers 1, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers saam woon in eenheid, soos ons gesing het. Nie in diversiteit nie, nie in uniekheid nie. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers saam woon in eenheid. Nie diversiteit nie. In eenheid. Nie uniekheid, sodat elke persoon anders kan lyk nie. Efesiërs 5 vers 1 tot 3, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om waardig te wandel van die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, verdraande mekaar in liefde, ywerig om die eenheid van die Gees te bewaar, in die band van vrede. Nie ywerig om die diversiteit van die Gees te bewaar nie. Nee, die eenheid. Om die eenheid te bewaar. Waar ook al jy die woord diversiteit hoor, kan jy by voorbaat weet, dat wêreldse propaganda besig is om aan jou gevoer te word. As jy die woord diversiteit hoor, weet sommer, propaganda het begin. Of soos daar gereeld vir ons gesê word, unity through diversity, of eenheid deur diversiteit. Dit is so goed jy sê, ons is almal droog, as ons almal in die see spring. Dit maak nie sin nie. Eenheid deur diversiteit. Ek kan net sowel sê, ons is almal droog as ons saam in die see spring. Dis soveel logika daarin is. Daar bestaan nie so iets soos eenheid in diversiteit nie. En jy sal dwaas wees om dit te glo, want eenheid en diversiteit is twee teenoorgesteldes. Hoe kan daar eenheid en diversiteit wees as die twee terme teenoorgestelde terme is? En daarom kan Jesus ook sê in Markus 3 vers 24 en 25, en as 'n koninkryk teen homself verdeel is, met ander woorde, daar is soveel diverse goeders, as 'n koninkryk teen homself verdeel is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huis teen homself verdeel is, kan daardie huis nie bly staan nie. Maar ons is gedwing om te glo dat daar om een of ander rede mag is in diversiteit. Terwyl die diversiteit waarvan hulle praat, niks anders as verdeeldheid is nie. Verdeeldheid van geloof, verdeeldheid van oortuigings, verdeeldheid van agtergrond, verdeeldheid van of dit 'n goddelike kultuur is of 'n ongoddelike kultuur, ongeag wat dit is, deur die verdeeldheid, daar's mos eenheid in dit. Nonsens. Daar's geen eenheid in diversiteit nie. En soos Efesiërs dan aangaan om te sê, daar is een liggaam, een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. En om in opregtheid te wandel, is om te besef, dat of jy is deel van hierdie eenheid, dis wat opregtheid is om te besef, of jy is deel van hierdie eenheid, ooreenkomstig God se gebooie, en ooreenkomstig hoe en waarvoor hy ons geskape het, of jy is nie. Maar dan wandel jy ook nie opreg nie. En so het die humanistiese ideologie dit reg gekry, nie net met ons nasie nie, maar met baie ander nasies, om te glo dat eendrag nie mag maak nie. Terwyl dit 'n Bybelse waarheid is, dat eendrag maak mag. En die Bybel sê so. Maar vir daardie eendrag, om opreg te wees, sodat ons in opregtheid kan wandel,
moet dit gegrond wees in Bybelse waarheid. Op die gebooie van die Here. En dan sal ons ook veilig wees. En so wanneer ons teks dan vandag begin deur om te sê, hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val, verwys dit nie net na 'n skelm nie, maar iemand wat tweedrag saai onder gemeenskappe, of althans iemand wat verdeeldheid bring, waar daar eenheid onder ons behoort te wees. En ons sien in die Septuagint, wat die antieke, of wat van voor Jesus se tyd af al kom, ons sien in die Septuagint, wat die Griekse vertaling is van die Ou Testament deur die ou antieke Jode, dat hier nie van individue in individuele gevalle gepraat word nie. Want daar word dit vertaal om te sê dat die persoon wat met die oog knip, verdriet onder mense, meervoud saai. Hy veroorsaak verdriet, verdeeldheid onder 'n groep mense. Dit was hoe die antieke Jode hierdie vers geïnterpreteer en vertaal het na Grieks toe. Naamlik dat die persoon wat oogknip verdriet onder die mense saai en veroorsaak. En so pas dit ook in by vers 11 van ons teks wat sê die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Nie net vir een persoon nie net vir die individu nie, maar vir almal of althans selfs hele gemeenskappe wat bereid is om hierna te luister. Na die opregte persoon te luister. Hy is 'n geneesmiddel vir die gemeenskap. En daarom sê Paulus ook aan Titus, in Titus 3 vers 10 en 11, aan 'n man wat partyskap verwek, of althans die oog knip as jy wil, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning. Wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan, of soos 'n ander vertaling het vertaal, 'n mens wat verdeling veroorsaak, verwerp na 1 en 2 vermaninge. Wetende dat so iemand verdraai is en sondig. Daarom wanneer ons teks sê dat hy wat met die oog knip verdriet veroorsaak en die dwaas van lippe sal neergewerp word, beteken dit nie net dat die Here hom sy loon sal gee nie, dit beteken ook dat die gemeenskap van gelowiges hom moet verwerp. Hy moet uitgewerp word. En want hy gaan nie net deur die Here uitgewerp word nie, die gelowige gemeenskap moet dit ook doen. Weereens en om terug te kom na laasweek se teks, die persoon wat in opregtheid wandel veilig. Maar een van die redes hoekom hy veilig wandel, is juis omdat die regverdige persoon optree ooreenkomstig die gebooie van die Here. En dis hoekom hy veilig is omdat hy volgens die woord optree. En wat die gebooie van die Here van gelowiges verwag, is om diegene wat partyskap veroorsaak, onder andere deur om die oog te knip, en die wat dwaas van lippe is, te verwerp. Dis hoe jy veilig gaan wees, is as jy gehoorsaam is aan die woord in hierdie opsig. Want jy gaan nie veilig wees as jy hulle nie verwerp nie. Jy is alleenlik veilig wanneer jy opreg wandel, en jy wandel opreg wanneer jy na die gebooie van die Here luister. En die gebooie van die Here vereis, verwerp daardie mense, wat tweedrag veroorsaak. Wat beteken dat as jy dit nie doen nie, dan gaan jy nie veilig wees nie, want jy handel ook nie opreg met hulle nie. Want om in opregtheid met hulle te handel, beteken verwerp hulle, skei hulle uit. Dan sal jy veilig wees, want dan handel jy opreg ooreenkomstig met die woord. In baie gevalle is die rede hoekom gelowiges nie veilig is nie, omdat ons die woord van die Here verwerp, eerder as om die persoon te verwerp wat die woord verwerp. Ek sê weer, die rede hoekom baie gelowiges nie veilig is nie, maar onveilige is omdat ons die woord verwerp, eerder as om die mense te verwerp wat die woord verwerp. Want ons moet hulle verwerp. Sonder jou af van hulle, sê Paulus. Die probleem is, ons word deur die wêreld geleer,
dat ons niemand mag verwerp nie. Want daar is mos eenheid in diversiteit. Hoe kan daar eenheid in diversiteit wees as jy dan nou mense verwerp? Die wêreld leer ons mag niemand verwerp nie, want daar's eenheid in diversiteit. Ongeag wat daardie diversiteit mag beteken. Maar as ons niemand verwerp nie, dan verwerp ons God se woord. Want sy woord vereis van ons dat daar mense is wat wel verwerp moet word. En as ons nie dit doen nie, ooreenkomstig met sy woord nie, kan ons ook nie verwag om veilig te wees nie. Want ons handel dan nie reg met God se woord nie. Die dwaas van lippe en die persoon wat met die oog knip, gaan nie net neergewerp word omdat die Here eendag met hom sal afreken nie, maar omdat God se woord van ons vereis om self so 'n persoon ook te verwerp. En self so 'n ideologie, as jy wil, te verwerp. Want as ons dit nie doen nie, dan hou ons nie by God se woord nie, en dan is ons nie opreg nie, en dan kan ons ook nie veilig wees nie. Die skrif sê, hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. En daarom om te keer dat jy nie saam met hom val nie, doen afstand van hom. Verwerp hom, want hy kom tot 'n val. En jy gaan ook as jy jouself met hom vereenselwig. Want so Spreuke 13 vers 20 ook sê, gaan met die wyse om, dan word jy wys, maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Spreuke 14 vers 7, gaan weg voor 'n dwaase man, want jy het niks daar gemerk van die lippe van kennis nie. Spreuke 23 vers 9, spreek nie voor die ore van 'n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag. Is daar eenheid in diversiteit? Is daar eenheid in diverse idees van wat moraliteit is? Is daar eenheid in diverse gelowe? Is daar eenheid in diverse oortuigings? Is daar eenheid in diverse interpretasies van die woord? Waar die een sê ons moet die gebooie van die Here hou, terwyl die ander een sê ons hoef nie die gebooie van die Here te hou nie. Is daar eenheid in daardie diversiteit? Is daar werklik eenheid daarin? Is daar eenheid waar daar 'n klomp verskillende vorme van dwaasheid saamgegooi word? Is daar werklik eenheid in diversiteit? Nee. Daar is alleenlik eenheid in eenheid. Dit is nie rocket science nie. Daar's eenheid in eenheid. Dis waar eenheid is waar eenheid is. Daar's eenheid in eenheid. Daar's nie eenheid in diversiteit nie. Daar's alleenlik eenheid in eenheid. Waar daar eenheid van oortuiging is, waar daar eenheid van geloof is, waar daar eenheid van gees is, dit is waar jy ware eenheid gaan kry. En nie in diversiteit nie. Weereens, Efesiërs 4 vers 1 tot 6, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Een. Eenheid kan en moet alleenlik gevind word, nie in diversiteit nie, maar in een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God en Vader, en ons moet ernstig strewe om daardie eenheid te bewaar. En ons moet die een wat oogknip en die een wat dwaas is verwerp, want hulle stel daardie eenheid in gevaar. Maar wat doen kerke? Hulle sê ons is mos 'n reënboognasie. En die regering en die propaganda leer ons dat daar eenheid in diversiteit is. So kom ons maak ons deure oop, sê die kerke.
vir die egbreker en die homoseksueel en die leienaar en die afvallige en die persoon wat die verbond verwerp en die persoon wat God se gebooie verwerp en sovoorts en so meer, want daar is mos eenheid in diversiteit. Diverse oortuigings van wat reg en verkeerd is, diversiteit van geloof. Maar daar is geen eenheid in diversiteit nie, inteendeel, daar is verdeeldheid in diversiteit. Hulle is dwaase, en die dwaase, soos die teks ons laasweek geleer het, kom tot 'n val. Waar daar ook al diversiteit is, gaan daar altyd een van twee dinge gebeur. Ek sê weer, waar daar ook al diversiteit is, of diversiteit afgedwing word, gaan daar altyd een van twee dinge gebeur. Of daar gaan verdeeldheid wees, of daar gaan geen standaard wees nie. Een van daai twee moet gebeur. As diversiteit afgedwing word, gaan daar of verdeeldheid wees, of daar gaan geen standaard wees nie. En een van daai twee moet gebeur, as diversiteit afgedwing word. Want of jy gaan jou Bybelse standaard behou, jy wil jou Bybelse standaard behou, maar dan gaan en moet daar verdeeldheid wees, omdat jy jou Bybelse standaard wil behou, of jy gaan jou eenheid in diversiteit behou, maar dan gaan daar geen Bybelse standaard wees nie, want jy gaan dit moet laat vaar, om jou eenheid in diversiteit te behou. Jy gaan jou oortuigings moet laat vaar. As jy jou eenheid in diversiteit wil behou, gaan jy jou Bybelse standaard met prys gee om dit te doen. Die Bybel leer ons daar is een liggaam, een gees, een hoop, een Here, een geloof, een doop en een God en Vader, en dit is hierdie eenheid en hierdie standaard wat ons moet bewaar. En dit staan direk in opposisie met dit wat in ons kele afgedruk word, naamlik eenheid in diversiteit. En soos vers 11 van ons teks vandag sê, die mond van die regverdige is 'n fontein van die lewe. Maar die mond van die goddelose verberg geweld. Maar wat leer eenheid in diversiteit vir ons? Dit leer ons dat die mond van die regverdige en die mond van die goddelose, hulle eenheid lê in diversiteit. Dis wat die humanisme vir ons leer, dat die regverdige en die goddelose se eenheid lê in die feit dat hulle verskil. Dis waar hulle eenheid moet kry. Die fontein van lewe en die verbergde geweld se eenheid lê in hulle diversiteit. Maar daar is geen eenheid en daar moet geen eenheid wees tussen die regverdige en die goddelose nie. Inteendeel, daar moet skeiding wees. As jy jou Bybelse standaard wil behou, en selfs vanuit 'n wêreldse oogpunt, kan ons sien dat daar nie so iets bestaan soos eenheid in diversiteit nie. Want die afvallige sal sê, maar kyk na ons reënboognasie en kyk hoe ryk is ons aan kultuur. Maar dit is eenvoudig nie waar nie. Vandat ons 'n reënboognasie geword het, is daar geen kultuur nie. Kyk na die Zulus, kyk na die Xhosas, kyk na die Sothos, kyk na die Ndebeles, kyk na die Tsongas, kyk na die Vendas, en so voort en so meer, en vra jouself die vraag, kan jy onderskeid tref tussen hulle? Kan jy hulle van mekaar onderskei? Of is hulle almal saam in een smeltkroes gegooi, soos ons ook, en het geen meer kultuur nie? Kan jy hulle onderskei van mekaar? Is hulle ryk in kultuur? Omdat hulle almal saam in een smeltkroes gegooi is, saam met ons? 100 jaar terug sou 'n mens nog maklik kon onderskeid tref tussen die verskillende groepe, want hulle was ryk aan kultuur, hulle eie kultuur. Of was dit 'n goddelose kultuur? Dit was ten minste daar.
Maar daar is geen eenheid in diversiteit nie. Inteendeel, jy verloor jou identiteit in diversiteit. Jy verloor jou identiteit en jy verloor jou kultuur, ongeag of dit 'n goddelike kultuur is of 'n goddelose kultuur is, want almal moet nou saamgegooi word. Want weer eens, waar ook al diversiteit is, gaan jy of jou standaard en identiteit moet prysgee, of daar gaan verdeeldheid moet wees. Ek sê weer, waar ook al diversiteit op ons afgedwing word en almal saam in een smeltkroes gegooi word, gaan jy gedwing word om of jou standaard en identiteit prys te gee, ongeag of dit 'n goddelike of 'n goddelose identiteit is, jy gaan gedwing word om dit prys te gee. Of daar gaan verdeeldheid moet wees, indien jy dit wil behou. En so selfs vanuit 'n wêreldse oogpunt, is kultuur besig om te verdwyn. Want jy gaan iets moet prysgee wanneer diversiteit op jou afgedwing word, ongeag wat jou agtergrond mag wees. En net so het die Afrikaner ook nie meer kultuur nie. En brandewyn en coke is nie kultuur nie. En net so het die Afrikaner ook nie meer kultuur nie, ons lyk net soos almal anders. En die Afrikaner het nie meer geloof nie. Want deur om die idee van eenheid in diversiteit aan te neem, is jy gedwing om geen meer Bybelse standaard te hê nie. Want waar die regverdige hande vat met die goddelose, daar is mos eenheid in diversiteit. Want die regverdige moenie hande vat met die goddelose nie. Ongeag wat jou kulturele agtergrond is. Want volgens hierdie ideologie moet die mond van die regverdige en die mond van die goddelose om dieselfde kampvuur sit. Dit is wat hierdie ideologie bevorder. Hierdie ideologie of hierdie humanistiese ideologie van eenheid deur diversiteit. Volgens hierdie ideologie moet die mond van die regverdige en die mond van die goddelose om dieselfde kampvuur sit. En volgens hierdie humanistiese ideologie moet dit wat 'n fontein van die lewe is, vereenselwig word met die mond wat geweld verberg. Terwyl die twee onvereenselwigbaar met mekaar is. Want ons word gedwing om die twee te vereenselwig, want daar's eenheid in diversiteit. En so selfs vanuit 'n wêreldse oogpunt het al die goddelose stamme van hierdie land hulle kultuur en identiteit verloor. Selfs die goddelose stamme het hulle kultuur en identiteit verloor. En die wat nog goddelik was, hulle Bybelse standaard verloor. Want dit is wat gebeur as jy iets wat onmoontlik is en iets wat 'n teenstrydigheid is, aanneem en eenheid in diversiteit is 'n teenstrydige stelling. Maar dis wat gebeur as jy iets wat onmoontlik is aanneem. Dis wat gebeur as jy 'n teenstrydigheid aanneem. Iets wat onmoontlik is. En eenheid in diversiteit is 'n logiese teenstrydigheid. Want eenheid word gevind in eenheid. Nie in diversiteit nie. Nie in verskeidenheid nie. En so het ook ons eie mense heeltemal hulle goddelike geskiedenis en erfenis en kultuur verloor. Want die regering het vir ons gesê, en dit met 'n klomp knipoogte vir mekaar en onder mekaar, want die regering het vir ons gesê, die regverdige en die goddelose se eenheid moet lê in hulle diversiteit. Dis wat hulle vir ons gesê het. En dat die fontein van die lewe te vind is in diversiteit. Hier is vir julle fontein van lewe, julle gaan dit vind in diversiteit. Ongeag wat jou geloof is of jou oortuigings is, almal moet saamgegooi word, almal moet saam hande vat, die mond wat geweld verberg, en die regverdige moet saam om die kampvuur sit, en dis waar jy julle fontein van lewe gaan vind. Dis wat al vir ons gesê is,
dat die fontein van die lewe te vind is in diversiteit. Terwyl die fontein van lewe nie in diversiteit is nie, maar in eenheid van geloof gevind word. Dis waar het gevind gaan word. En alleenlik daar, waar daar eenheid van geloof is. En daarom sê Paulus moet ons ernstig daarna strewe. Die fontein van lewe word alleenlik gevind waar daar eenheid is in die geloof en wanneer ons oortuiging daarin uitgeleef word. Uitgeleef word. Maar so was ons net te gretig om die afvallige wette aan te neem wat ons land vir ons gegee het. Ons het die Sabbat geheilig, maar die ANC het gesê dat alle winkels maar kan oop wees op 'n Sondag en ons was net te gretig om daarvan gebruik te maak. Van hierdie afvalligheid. En so lyk ons net soos almal anders, en so kan ons ook nie meer van mekaar geonderskei word nie. Ongeag of hy wit of pink of bruin of wat se kleur ook al mag wees. Niemand kan meer van mekaar geonderskei word nie. Maar wanneer ons onsself vereenselwig met die mond van die goddelose, dan kan ons nie die fontein van lewe verwag nie. Jy kan dit nie verwag nie. Dominee Philip Du Plessis, as 'n jong man, en voor hy nog 'n dominee was, skryf hy oor hoe daar 'n kommando op die plaas aangekom het in 1901. En die kommando was daar om mense te werf om te kom help veg in die Anglo-Boereoorlog. En hy vertel hoe die kommando oral op die plaaswerf laar opgeslaan het vir die dag. En nadat hulle almal die aand gevoer het en klaar was met die spitbraai, waar hulle die kommando toe gevoer het op die plaas, skryf hy die volgende: Na dit alles hoor 'n mens van verskillende kante van die laar, waar die manskappe in groepe vir aandgodsdiens versamel het, 'n hartstogtelike gebed en 'n psalm wat as 'n danklied weergalm. Ons het hierdie kultuur verloor. Ons het dit verloor. Wat het ons mense daai tyd gedoen? 'n Kommando, mense wat oorlog maak, mense wat ander mense werf vir oorlog, kom op 'n plaas om die mense te werf, hulle slaan oral kamp op, hulle word gevoer die aand, en wat hoor Philip Du Plessis die aand? Wat hoor hy oral waar hulle kamp opgeslaan het? Aandgodsdiens. 'n Psalm wat weergalm in die aand. Dis wat hy hoor. Van hierdie vegters. Hierdie manne wat wil oorlog voer. Hoekom? Want hulle het nie geglo in eenheid, in diversiteit nie. Hierdie kultuur van ons is verlore, want ons het geglo daar is eenheid in diversiteit. Want ons het geglo dat die oogknipper en die dwaas en die goddelose mense gemeng moet word met die regverdige mense. En dat daar eenheid in hierdie diversiteit is. En dat dit ons van lewende waters gaan voorsien. Tog. Terwyl die Bybel ons leer, daar moet alleenlik eenheid wees in eenheid. Dis waar ons eenheid moet kry, is in eenheid. Eenheid in geloof, eenheid in die doop, eenheid in gees, eenheid in hoop, eenheid in liggaam. Met een God en Vader. En enige diversiteit wat hiervan verskil, moet verwerp word. Dit moet.
Die mond van die regverdige wat 'n fontein van lewe is, kan en moet nie vereenselwig word met die mond van die goddelose wat geweld verberg nie. Die persoon wat die oog knip en verdeeldheid saai en die dwaas wat spreek moet verwerp word, want hulle gaan kom tot 'n val. En die wat hulle self met dit vereenselwig, gaan saamkom tot 'n val. Die probleem is onder hierdie humanistiese ideologie waaronder ons lewe, het ons onsself vereenselwig met dwaase en met goddelose. Soveel so dat ons kerke nou al dink dat hulle nuwe profeseë kan kry, hulle kan in tale spreek en dat hulle deure kan oopmaak vir elke goddelose kreatuur. Maar daar gaan geen fontein van lewe wees in die mond van diegene wat hulle self vereenselwig met dwaase nie en so ook self 'n dwaas word nie. Daar gaan nie 'n fontein van lewe daar wees nie. Nee, Christus het ons nie vrygekoop van die ewige dood sodat ons onsself kan vereenselwig met goddeloosheid nie. Dis nie hoekom hy ons vrygekoop het nie. Die Here het ons vrygekoop, nou kan ons onsself vereenselwig met goddeloosheid. Dis nie wat Christus gedoen het nie. Maar sodat ons onsself kan afsonder van hierdie wêreld. En so om af te sluit, mag ons ag gee op die woorde van Paulus, waar hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18, moenie in dieselfde juk trek, saam met ongelowiges nie. Moenie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Amen. Kom ons sluit die oor. O Here, ons is nietige en sondige mense en ons vereenselwig onsself so maklik met goddeloosheid. Here, ons neem die definisie van geregtigheid aan van die mensdom af. Ons neem die definisie van geregtigheid aan van humanistiese ideologieë. En so verwerp ons ook die woord. Maar Here, gun dit ons om ag te gee op die woord, die wysheid daarin te begryp, dat ons sal besef, Here, dat daar eenheid is in eenheid. Eenheid is in geloof, dieselfde geloof, een God en Vader. En mag ons alles verwerp wat nie aan daardie eenheid gekoppel is nie. Gun dit ons, o Here, soos Paulus sê, om afstand te doen. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met ongeregtigheid? Of die goddelike met die goddelose? En so, Here, mag die Gees ons wakker maak, mag die Gees ons lei om wakker te wees vir die aanvalle van die duiwel, wat die teenoorgestelde in ons kele probeer afdruk. Wat vir ons leer dat daar eenheid is in hierdie diverse hoeveelheid gelowe en agtergronde en oortuigings, en dat ons almal net moet verdra, en dat verdraagsaamheid 'n deug is. Here, gun dit ons om hierdie dinge te verwerp, en om die geloof aan te hang. Lei ons in dit, o Here, want ons is nietig en ons is stof en as. En so baie keer dink ons dit is tot ons voordeel om hierdie dinge aan te neem.
maar mag ons verwerp dit wat deur die woord verwerp word. Mag ons behaag in dit waarin U behaag is, Here, en mag ons die dinge verwerp wat vir U onbehaaglik is. Laat ons in dit toe, Here, want ons is nietig en ons is stof en as. En so is ons gebed ook, Here, wees met ons volk, ons is verlore. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. Amen.